wil net vanmôre voor U stil raak. Wanneer ek na die grootheid van God kyk, en ek besef hoe groot is God, dan verstaan ek wat koning Dawid geskryf het, wat sê, wat is die mens dat U aan hom dink? Dan besef ek ook die waarde van die skepping wat in ons geskep het. Dat hierdie skepsel, die skepper kan aanbid. Vader, ek wil bid dat U vanmôre hierdie woord sal sien, dat het geïnspireerd en gedryf sal wees deur die Heilige Gees. Dat ons harte vanmôre opnuut sal raak en ons gedagtes sal verander met die besef ons God is 'n werklikheid. Amen. En ons liefde vir U kan nie gemeet word en vergelyk word met die liefde wat U vir ons het nie. Maar ek wil bid, seën ons vanmôre in Jesus se kosbare naam. Amen. Ek wil vanmôre met U praat oor, en dit volg op verlede week se boodskap. En jy kan onthou, ek het gepraat oor worship, aanbid, dat dit is dienslewering. Jy kan onthou. Nou vanmôre sin 'n soort van 'n byvoeging tot verlede week se diens. En die titel vanmôre van my boodskap is Love is Service, not Duty. In Afrikaans sê ons, liefde is diens, nie plig. You see, liewe broer en suster, when you start understanding the love of God and our love for God, it changes our attitude and our mental state towards our function and purpose in the kingdom of God. Die woord leer ons in Galasiërs 5 vers 13, want julle is tot vryheid geroep, broeders. Gebruik dit net nie julle vryheid as 'n aanleiding vir die fees nie, maar dien mekaar deur liefde. Hy sê, serve each other through love. En wanneer ons hierna kyk, kan ons sien dat hy sê, liefde moet die dryfkrag wees. Met ander woorde, dit moet die motief wees van dit wat ons doen. Want ek kan die beste werk doen, maar my motief is verkeerd. Dan wil ek vir julle sê, u mors die tyd. Ek luister na 'n paar persone wat besig is met uitreik aksies en goed soos dit. En dan maak hulle beloftes aan die mense, waar hulle dan die evangelie soort van verkoop. Hoor mooi wat ek nou vanmôre gaan sê. Walter, as ek iemand die voorspoed beloof en 'n nuwe huis en 'n nuwe kar, is my motief wat ek daai persoon wil oortuig om God aan te neem verkeerd. In ander woorde, ek is besig om die evangelie te verkoop. Want hy wil, is 'n ruiltransaksie. Here, gee my lewe, maar u moet dit en dit en dit vir my gee. En wanneer ek die Here begin dien, is daar geen voordele vir my behalwe die ewige lewe. That's it. Wanneer ek in hierdie kant van die graf staan, beteken dit nie altyd dat ek van die voorspoed gaan beleef nie. Maar die woord van die Here sê, ek sal nooit kort kom nie. Daar's 'n verskil tussen die twee. En ongelukkig, die ware maatstaf waarmee mense vandag die Here dien, is nie die korrekte motief nie.
Mense bly by die Here vir dit wat hy daar kan kry. Nie vir dit wat hy vir die Here kan doen nie. Die ware maatstaf wat ek en u by gemeet word vanmôre, is nie wat ons doen nie, maar waarom ons dit doen. Het jy dit? Come on, say it again. The true measure of a person is not in what they do, but why they do. Hoekom doen ek dit dan? En waarom plaas ek myself in sekere omstandighede terwille van die evangelie? Want u sien, my motief is die hart van my motief en die weerspieëling van my sielsgedagte. Daar is 'n groot verskil tussen dien uit liefde en dien uit verantwoordelikheid. Die Engels sê dit baie mooi. There's a big difference between serving out of love and serving out of obligation. If I do it out of obligation, then I have achieved nothing. You see, duty says, I must. Love says, I want to. Amen? Duty operates from pressure. Love operates from passion. Want jy sien, as jy God liefhet, het ek 'n passie vir sy koninkryk. Het ek die dryfkrag wat my dring, is my liefde vir God. Maar groter as dit, en ek het dit gebid vanmôre, groter dryfkrag as my liefde vir God, is God se liefde vir my. Christus se liefde, Paulus sê, maar Christus se liefde dring my. It drives me, it's my energy behind my purpose. En die weet vanmôre, liewe broer en suster, die Here het nooit bestem dat ons diensbaarheid vir hom moet 'n verpligting wees nie. Die Here het bestem dat ons die dinge vir God moet doen, omdat ons in 'n verhouding met hom staan. Die dinge wat ek vir my vrou doen, dis nie uit verpligting nie. Dis nie omdat dit my werk is as haar man nie. Dis omdat ek in 'n verhouding met my vrou staan en ek wil graag vir haar hierdie dinge doen. En net so vanmôre, ons verhouding met God bepaal die mate van wat ons wil vir die Here doen. Amen. Partykeer is dit nie altyd die lekkerste werk nie. Delien Isaac sê vanmôre vir my, sy sê daar's iemand by haar werk wat nou kan bedank en die Here het vir hom gesê om voltyds pastoor te word. Ek sê vir haar, ek is bly as die Here dit vir hom gesê het. Maar hy moet net onthou, is nie net 'n mikrofoon en 2 speakers en jy het 'n kerk nie. Dis wat die ouens dink. Om vir die Here voltyds te werk is 'n ander game. Beskoon die woord wat ek nou gebruik. Jy sien, die liefde is nie dit wat vir ons sentiment wys nie. Liefde vir God is die diensbaarheid wat ons dryf, nie soos 'n slaaf nie, maar soos iemand wat in 'n verhouding staan ten opsigte van iemand anders. Jy sien, 'n diensknegt moet sekere goed doen. Of 'n slaaf moet sekere goed doen. 'n Diensknegt stel homself vrywilliglik daar om dit te kan doen. Kom ons kyk na 'n paar goed en ek gaan so 4 punte noem vanmôre. Die eerste verhouding wat ons het, om wat ons kan sien, wat vir ons 'n voorbeeld stel, is Jesus self. En ek het geskryf hier, love is something given to us and that drives us to serve. Johannes 13 vers 4 sê, want die maaltyd opgestaan en so sy boonklere uitgetrek en 'n doek geneem en dit om hom vasgemaak. Dis nou waar Jesus die voete van die disippels was. Nou is interessant dat die Here Jesus het sy kleed aangehad, sy boonkled. En daaraan, onthou net die boonkled in daardie tyd, was 'n manier wat hulle die persoon geïdentifiseer het in sy posisie. En hulle het hom meester genoem en hy het 'n diepe kleed aangehad waarby hulle kon sien wie hy is. Maar die oomblik toe hy sy boonkled afhaal
En hy vat dit doek en hy draai dit om sy middel, het hy homself verneder na die vlak van diensknegt. Wel, ek wil net vir u sê dat die diensknegte wat die voete gewas het van die gasheer se huis. So in ander woorde sy besoekers. Al sy besoekers was deur een diensknegt se voete gewas. Hierdie diensknegt was die laagste van enige werk wat daar was. Dis die een wat niks anders kan doen behalwe voete was. Hy het nie vermoë nie, hy het geen bekwaamheid nie. That's the lowest form of serving, was the one to wash the feet. Maar dit was geag 'n minderwaardige werk. Hier kom die koning van die konings. Nommer 1. Haal hy sy mantel af van leierskap. En hy sê van nou af dien ek julle. En hy bewys die woorde wat hy gesê het. Ek het nie gekom om gedien te word nie, maar om te dien. En hy kom in die vorm van die laagste vorm van diensbaarheid om voete te was. Weet jy hoe verkeerd ek al gehoor in my lewe, en jy moet nou mooi luister en asseblief moenie aanstoot neem. Ek het al mense gehoor wat sê, ek het my image gehad, ek het my deel gedoen. Dis benede my stand om koppies te was. Nee, bedank die Here dat hy nie voete te was. Amen. Okay. If Christ himself, the King of Kings, the Son of God, because he was the Son of God, was willing to wash feet of people, then shouldn't we be willing to wash feet of people? Hypothetically speaking now. Hy sê, liewe broer en suster, dit wat ons uit liefde vir God doen, is nooit minderwaardig nie. Dit is buiten my, benede my stand. Whatever you do for God is unlocking doors for the kingdom of God to be manifested and the King of the kingdom to be glorified. Alles wat ons doen, kyk wat sê vers 5. Daarna het hy water in 'n bak gegooi en die voete van die disippels begin was en afdroog met die doek wat hy omgehaat het. Hier vat hy sy kleed en hy begin hulle voete was. En hy droog dit af. En hy sê, so moet julle doen. Nie fisies voete was nie, met ander woorde, God must use me wherever I am needed. As dit beteken om partykeer net die kerk se matte te sê die kerk se matte. Of 'n venster te was. Of iemand se hand te skud. Of vir 'n boemelaar 'n pakkie kos te vat. Doen dit. Want jy sien, hierdie het plaasgevind net voor die kruisiging. En ons sien, hier demonstreer hy een van sy laaste boodskappe, nie deur woorde nie, maar deur dade. Jy sien, Jesus het nie net gepraat nie. He didn't speak the way. He showed the way. Vind ons nie vandag dat mense net die weg praat nie. Party mense praat die weg. Okay, kyk wat ek probeer sê. Maar hy het die weg toon. Hy het gesê, so moet julle ook doen. En die ken dit. En die weet dat die handdoek is 'n simboliek van die diensbaarheid. Maar nou hier is iets kosbaars. Die Griekse woord van liefde in die Nuwe Testament wat Jesus gebruik het. En ons weet dis agape. Wat beteken to love with purpose. Om lief te hê met doel. En die omskrywing van die woord, dit is nou wat my kosbaar is to act for the highest good of another person regardless of the cost. En as ons gaan kyk na die liefde wat Jesus vir ons gehad het, en nie weer is ramag, maar kom ons gebruik hierdie selfde woord omskrywing. Hy het nie gekyk na die prys wat hy moet betaal nie. Hy het gekyk na dit wat het bereik. Om ons siele te red. Om ons te versoen met die Vader. Jy sien,
wanneer ons lief en ons is werklik lief vir God, kan ons nie net ledig bystaan en kyk hoe dinge verbygaan. En toe ek hierdie besef ek, diensbaarheid beteken, selfs die persoon by 'n verkeerslig kan 'n brood kry. Don't talk the gospel, show the gospel. Die tweede een wat ek met u wil deel, liefde bepaal grootheid. Markus 10 vers 43. Maar elkeen wat onder julle wil groot word, moet julle dienaar wees. En elkeen wat onder julle die eerste wil word, moet almal se diensknegt wees. Want die seun van die mens het ook nie gekom om gedien te word nie, maar om te dien en sy lewe te gee vir baie. Nou diensbaarheid, dit is interessant, kom van die woord af diakonia. Julle weet ek het vir julle gesê, dat beteken eenvoudig to minister and wait upon. Nou, dis waar ons die woord diaken vandaan kry. Nou, 'n diaken is 'n dienaar vir God se woord, maar ook om die fisiese werk te doen. In ander woorde, diakens in 'n opset, diakonias, is die mense wat na die tydelike welstand van mense kyk. Dis waaroor dit gaan. En broer en suster, dit beteken nie ek moet dan eers aangestel word as 'n diaken nie. When you start serving God, you are automatically a deacon. Sê maar amen. Nee, pastoor, ek is nou nie diaken nie, ek is nie op die raad gekies nie. Is nie op 'n raad gekies nie. You are born into your position. It's as simple as that. En ons weet vanmôre, die koninkryk van God, die diensbaarheid, is 'n hemelse taal wat ek en u moet begryp. Want u sien, om lief te hê, gaan hand in hand met dade. Liefde sonder dade beteken niks nie. Dis soos geloof sonder dade. Ons moet besef, service is the visible face of the invisible love. Die daad wat ek doen, bewys my liefde wat ek nie kan sien, maar wat ek voel. Come on, church. Kan my vrou sien my hart het haar lief? Nee. Maar hoe sien sy ek het haar lief, Gerda? In die dade wat ek doen, in die manier wat ek dinge doen. En broer en suster, die wêreld moet sien dat God het hulle lief. Love is invisible, but your action demonstrates love. Amen. Prys die naam van die Here. Die hart van die mens wat reg is met God en die regte motief is ware diens. 1 Johannes 3 vers 18 sê die volgende: My kinders, laat ons nie lief hê met woorde of met die tong nie, maar met die daad en in waarheid. En ek kan nou vanmôre sê, ek gaan dit nou maar noem vanmôre, want dit is vir my 'n baie sensitiewe saak, en ek verstaan wat die broer Nico gesê rondom die geld wat ons moet kry vir die water en ligte. Nou, ek kan nie uitstap vanmôre en sê, weet jy wat, dit is niks met my te doen. En dit is so. Ongelukkig, when you're part of a family, you're going to bear the pain together. Amen? Dat is die amen van stil. Amen? The burden is not one person, it's the families. En ek kan nie uitstap as jy wil die niks met my te doen nie, laat hulle maar omdat ek maar hoe maak nou praat. Maar dan was die liefde. Maar as hulle sê, ek het eintlik nie baie nie, maar ek sal dit gaan maak. En ek gaan iets gee. En ek wou dit bietjie anders te gedoen het vanmôre, maar ek dink wat ons gedoen het is die regte ding. Liefde sê dit maak nie saak wat die prys is wat ek moet betaal. I will do it for God's kingdom, so that God's kingdom can prosper. Not us. Jy sien, dit is waar die fout in gekom het. Die koninkryk van God moet die voorspoed geniet. Wanneer ek dit sê, praat ek nie van die aardse materialistiese goed nie. That's not God's kingdom. God's kingdom is eternal. Alles in hierdie wêreld behoort in elk geval aan die Here. Die woord verdien is baie eenvoudig uiteengeneem. Dit beteken om vrywilliglik my toe te wy
aan die wil van my Vader. Dit is diensbaarheid. Love feels service. And the ordinary that we do becomes the holy that is fulfilled. Wat weer sê, the ordinary that we do, die gewone ding wat ons doen, ek sê hoe eenvoudig dit lyk nie, dit word die heilige weerspieëling van God se liefde. Jy sien, 'n gewone maaltyd, ja, a meal that I give to somebody becomes a ministry. Daai kos wat jy gee, dit word 'n bediening. Daai broodjie wat jy vir iemand gee, word 'n bediening. In die week kom my vrou by die huis van die werk af en ek dink ek moet vir my vrou 'n vol kry. Ek is seker sy ry hierdie veld, iewers. En sy het 4 spyker en die splinter nuwe bande wat op is. En ek sê vir Skarrie, ek gaan die spaarwiel eerder opsit dat ek hierdie band terugvat na die plek waar ek die bande opgesit het. En ek vat die kar se bande terug en hulle maak vir my toe nou die buiteband reg. Maar terwyl ek daar staan, begin ek so 'n bietjie met die eienaar praat. En ek vertel hom van ons projekte waarmee ons besig is en om uit te reik na mense. En hy sê vir my, I've got a problem with giving to poor people. Because the fact that he's standing there means he's not doing anything about his circumstance. I say, I understand where you're coming from, but that's not your call. If you don't even have to be a spiritual person, except for, you don't even have to be a spiritual person or a Christian. Just to be a human that has compassion for someone else, you should do something. En ek begin hom vertel van uitreikaksies en hoe ons het hier vir seker 3 jaar sop gegee vir die sekuriteitswagte. Elke winter, dan stop ons hier onder en ons voer hulle met sop en brood. Seker 3 jaar wat ons het gedoen. Vandag nog as ek daar stap, as sê hulle, Pastor, thank you for the soup. When can we have again? En ek sê vir ons het nie resources nie. Maar die feit bly staan. When you do it with love, that feeding scheme is actually a ministry. Het jy dit geweet? Want jy sien, daai broodjie wat hy eet, daai ou besef, kom van God af. Daai bietjie sop wat hy drink, besef hy, kom van God af. En daardeur is hy besig om God te verheerlik, want jy sien, worship is a service, but love is also service. Kan jy sien hoe loop die 2 hande na? Want sonder diens kan ek nie liefde toon nie. Maar sonder liefde kan my diens geen waarde hê nie. Dan is dit net erkenning vir wat ek doen. The second one, when ordinary becomes holy, a word of kindness becomes worship. A simple act of help becomes a sacred offering. Wanneer iemand besef en sê, Here, in hierdie toestand, wat kan ek vir iemand anders doen? Wat kan ek wil vir u sê, om vir iemand te gaan bid in die hospitaal, dit klink na baie werk, maar ek wonder of jy werklik besef wat se krag dit dra. Wanneer jy by 'n bed kom staan, en hier is mense wat saam met my uitbeweeg het na hospitale toe, dan stap ons daarin, en ons bid vir iemand, dan is partykeer mense ons vra, wil jy nie vir my bid nie? Mense wat glad nie eers ons ken nie. And I will you say, when you've prayed for someone, maybe he's still sick, but at least he feels somebody care. At least he feels somebody worrying about him. En ek wil vanmôre vir sê, liewe broer en suster, om God iets te doen, moet uit verpligting. Dit moet gedryf word deur liefde. Jy weet, by u werk moet u sekere dinge doen, want u is aangestel vir dit. En ons doen dit omdat ons verplig is om dit te doen. Anders dan vat hulle salaris uit. But when you're working for the kingdom of God, you bring it out of love and passion for God. Die 4de punt wat ek by u wil laat vanmôre is liefde teenstrydig met plig. Wat is die verskil? Kom ek vertel jy gou.
eens. God meet ons diens nie by wat ons sien, maar God meet ons diens aan ons motief. As my motief reg is, then it's well pleasing to God. If my motive drives me, it's well pleasing to God. But if I'm driven by acknowledgement and gratitude, it doesn't carry God's approval. Come on, say amen tomorrow. Because God doesn't approve seeking gratitude and self-justification. Maar die kleinste ding, wat ek doen in die koninkryk van God, met die regte motief, hou ewigheidswaarde in. 'n boodskapie vir iemand wat swaar kry. Het jy al gevoel, jy voel nie die aandringendheid om vir iemand iets te stuur? Nou broer en suster, kan ek hier asseblief vra? Moenie net iets copy-paste nie. Because then it's not really from you. Amen. Party mense, ek weet hoe werk dit, kry nou 'n mooi dingetjie en raai wat? WhatsApp verklaar die persoon wat dit stuur. Want hy sê forward. Jy kan sien as ek hom net geforward. En weet jy wat doen mense? Oh, dis 'n mooi boodskapie. En ek wil nog vir hom baie goed lees. Ek stuur hom net aan. En dan klik hulle op hom en dan stuur hulle hom sommer almal in die konteks. Het ou regtig vra waaroor gaan dit? En ek kom op baie keer en dit is nou maar my stryd met myself. Ek stuur elke oggend power for the hour. Ek wonder vir mense regtig te lees. Regtig te lees. Ek voel dit. Nou maak almal so. Kom ek vra, wat was gister se? Wat was nie gister nie? God, jullie remember, nie wat jy raak. Spot so my. Maar lees dit. Ek sê nie jy nie, ek glo jy lees dit, maar mense lees dit nie. Want ek stuur hom uit, en is nogal, you have to read very nicely. Otherwise you're not going to see it very nicely. En ek stuur hom net uit, as iemand vir my 'n duimpie. Broer, is onmoontlik dat hy hom so kort het gelees het. That's impossible. Sê jy? Het hom geskryf. As jy iets wil stuur vir iemand, wat jy voel, die Here jou op die hart. Ek sê nie moet nou nie vir mense goed stuur nie. Daar is baie keer goedjies wat mooi is. As jy regtig iets vir iemand wil stuur wat betekenis het, skryf hom iets. Dit dra baie meer waarde. Weet jy, die Here het jou op my hart gegee vanmôre. Weet God se liefde. Weet jy, het meer waarde as prentjies en allerlei goeders. Just do it with love. Ek het in die week vir die staf gesê, wees hard op die reël, maar wees sag op die mens. Dat ons weet, wat jy sien, liefde, en nou bring ek die twee by mekaar, kan jy sê. Liefde is die hemelse taal van aanbidding. Love is the heavenly language of worship. Jy onthou wat het ek gesê van worship verlede week? It's service. Romeine 12 vers 1. Dit is 'n skrif wat jy eintlik moet leer, dat jy kan quoteer. Ek vermaan julle dan, broeders. En hierdie vermaaning is nie om hom kort te vat. Hierdie vermaaning is om aandringendheid by mense te skep, om te sê, I urge you, I emphasize that you will get what I'm saying, that you will understand and apply what I'm going to teach you now. By die ontferming van God, dat julle jou liggaam stel as 'n lewende, heilige en aan God welgevalle offer. Dit is julle redelike godsdienst. True worship isn't just lifting hands, it's offering hands to serve. Dus toen hier is mijn handen.
Weet die mense vandag as jy sê, kom ons maak gou 'n toetsie. Ek onthou jare terug in ons vorige gemeente die koek, Sharon, Daphne, ons wil 'n koekverkoping hou. En my vrou sê toe nee, sy gaan sommer so net voor die diens klaar is, gaan sy 'n paar mense vra, wie gaan wat se koek bring? Jy weet, net my skoonma sit haar hand op. Kyk, sy kon lekker melk kry. En ek het daarvan gehou, want sy het altyd een ekstra gemaak vir my. Net vir my. En iemand anders in die kerk sê hulle gaan koek bring. Nie een nie. En ek sê vir my vrou, kyk, nou is ek opgeref, hoor. En deur die jare, is daar al 20 jaar terug, het ek bietjie meer wysheid bygekry. Want ons net bediening toe is, ja, dit was rond. En ek sê, oké, julle moet ons nou nie kies nie. Gerard, dankie vir die chocolate koek. Dankie, Annie vir die piesambrood. En so kies ek sommer allemaal uit. En tjoef, het ek kerk gekoek. Volgende keer toe vraag, wie gaan koek bak, toe sê hulle, wat sê koek hulle bak. Maar is nie die rechte manier eindelijk. Eindelijk moet ek nou in jou voete val. Gaan ek jou al nou lekker doen. Dit is al wat ek kan bak, dus ek kan koek. Oei, toe kies ek nou sommer weg. Ja, sê. Jy sê, nou wens kan is op die Holy Spirit. Maar jy verstaan wat ek probeer sê. En, 'n mens moet sê, hier is ek. Use me. No matter what you say, ons lese van Corinthians 5 is to go where no one wants to go and do what no one wants to do. So worship, the drive of worshiping God is offering our hands to serve. Worship means to serve with devotion. To serve with devotion. You see, worship and service is exactly the same thing. There's no difference between the two. You see, worship is not coming to the church and putting up your hands. It's to stretch out your hands to someone in need. Dis wanneer ons God aanbid. Want jy sien, daai persoon, weet jy, oor het ek agtergekom dat as jy vir iemand iets goed doen, wat is die eerste wat hulle vir jou sê? God bless you. As iemand by die kruis 'n brood gee of 'n rand gee of 10, wat sê hy vir jou? Goed, die Here bless jou. As jy niks gee nie, vloek hy jou. Feite. Gistermiddag, toe sê ek vir my vrou, we're actually selling the gospel. People in general, né? Hoor nou maar nie om mense in die vrede. Because when you get something, then God blesses you. If you get nothing, He doesn't bless you. So we're actually selling the kingdom of God. Probeer verstaan wat ek probeer sê. Ons ry verby 'n man wat by die kruis staan. Jong man, seker vroeg 30s, laat 20s. Met net so 'n groot bord met 'n hele geskiedenis daarop. En ek ry daar verby en die verkeerslig vang my en hy staan langs my deur. Nou is my venster oop. En dan begin hy my vertel van waar hy vandaan kom. Ek sê, want ek dra, ek het nie kontant toe nou by my nie. Ek sê vir hom, sorry, ek kan jou nie nou. Ja, die Here seën jou. Ek sê die Here seën my in elk geval. Maak nie saak of ek jou gee of nie, die Here seën my. My blessings is not dependent on what I give to someone else. My blessings is dependent on my relationship with God. When I give to someone, it's not because I want a blessing. It's because I want God to be glorified. That's the difference. You see, giving, expecting gratitude, you've already got your reward. Jy gaan partykeer goeie werk doen. En weet jy wat? Chris, jy gaan nie eens 'n dankie kry. Julle weet waarvan ek praat, nie? Maar voel 'n ou in jou hart. Dit was nou nie lekker. Jy het nie eens dankie gesê vir al my effort nie. Want dis die mens wees. Maar weet jy wat? Dit wat jy vir God gedoen het, He sees it.
and he writes it down. And he makes a note. One day when we get into the presence of our King, he's going to say, well done, my child. Ek het gedoen wat ek van jou verwag. Ek sluit af. The reward of loving service means to be fulfilled in every promise of heavenly satisfaction. Kom ek verduidelik gee wat ek daarmee bedoel. Heavenly satisfaction means the following. It means God is pleased with what I've done. Not man, not your neighbor, not the church. God is pleased with what you've done. En ek het baie keer gewonder, waarom doen ons soveel moeite vir die koninkryk van God? En aan die einde van die dag gaan het oor een ding, God tevrede te stel. Nie die mense tevrede te stel nie, ons wil God tevrede stel. Dit wat jy ook al doen vir die koninkryk, gaan nie ongesiens verby. Dit gaan miskien by mense verby. Dit gaan miskien by die wêreld verby. Maar by God, hy sien dit raak. Let God's love for you drive you. But I want to say, develop a love for God that can also drive you. Maar dan het jy 2 keer vanmôre die krag en die energie en die toegewydheid en die liefde en die aandringendheid om vir God iets te doen. Ek het verlede week of 2 weke terug met pastoors waardering iemand nou weet ek het senuwees in my rug geknyp. Dis nou al van 2016 af. Soos al 9 jaar wat ek met dit sukkel. En hierdie laaste 3 weke is dit amper so erg soos in die begin toe ek verlamd was. En ek sukkel om te loop, ek sukkel om op te staan. Ek haal asem moeilik. En dan voel ek partykeer, Here, asseblief, jy kan dit nou net in 'n oomblik genees. En dan voel ek nie, ek kan nie regtig doen want ek sukkel om te staan nie en om selfs asem te haal. Maar ek weet God is still in control. En ek gaan nie toelaat my rug wat seer is my in die kerk nie. Want ek het 'n verantwoordelikheid teenoor hom. Nie teenoor die mense. En ek wil vanmôre u aanmoedig dat om God te werk is iets baie groot. Ek wil 'n storie met u deel, soos ons kyk vanmôre na my love, my service. Our hands, our words, our footsteps become instruments in worship when they are guided by God's love. Duty serves because it must, but love serves because it wants to. When our work becomes an offering, our words become blessings. Our walk becomes a reflection of who Christ is. Even the smallest act becomes a sacred act. I want to share a story with you about a shoemaker and his gift. You see, love is service. It's not duty. In a quiet little village, nestled between the rolling hills and the cobblestone streets, lived an old shoemaker named Elias. He wasn't a wealthy man at all. His shop was small. His hands were rough from the years of labor, and his eyes had grown dim from the stitching of the leather shoes by candlelight only. Yet everyone in town knew Elias, for he had a gentle smile, and the way he treated every pair of shoes as if they belonged to a king. No matter who the customer was, how big or small they were, no matter how the shoes looked, he would always treat them with the utmost regard.
Every morning before he began his work, Elias would whisper a gentle prayer. Lord, may every stitch I make today be sewn into these shoes with love, not for profit, but for your glory. Each one wearing these shoes that I have repaired, that they will experience the presence of the Almighty God. One icy winter morning, as the first snow began to fall, the bell above his door tinkled softly. A young boy stepped inside, shivering, thin. His coat was torn. His shoes were tattered and torn, no more than just little scraps held together by pieces of string. His toes were red from the cold, and he hesitated to step further into the warm room. Good morning, lad, Elias said, smiling warmly. How can I help you? The boy looked down, embarrassed. Mister, my shoes, they are broken. They are tattered and torn, and I was hoping you could try and fix them for me. But I don't have any money, so if you've got some scraps left, please make me these shoes work for me. For a moment, Elias said nothing. He simply looked at the boy. He really looked. He saw not the poverty, but he saw the need in this young man. He smiled again and said softly, come sit by the fire. Let us first warm those feet. We cannot put new shoes on the cold feet. As the boy sat near the crackling fire, Elias went to the back of his shopping store. He took out a box covered in dust. Inside was a pair of fine leather boots he had made years ago for a customer who never returned to come and fetch it. They were too nice to sell, and he knew one day there will be somebody who needs it. Perhaps for a moment, such like this, where a young man with no money needed new shoes. He polished the boots, he lined it out with soft wool, and he knelt before the boy. He said to him, try these, he said. The boy said, sir, I cannot buy new shoes. I cannot afford the price. I can't take these shoes. He says, don't you worry about the money. The price has been paid. The boy slipped them on, and they fit perfect. As if made just for him. Tears filled his eyes. Sir, I can't take these. I can't pay you. Elias said to him, smiling gently, you don't understand. The price was paid by the customer who ordered it. There's no price to pay. It's paid for in full. When love moves the heart, payment isn't needed. These aren't just shoes. They are a reminder that God hasn't forgotten. Amen. You see, every time you look at these shoes, you will remember God knows about you. He placed his hands on the boy's heart and said, you see, love is not duty. Duty asks, what must I do? But love asks, what more can I do? The boy hugged him tightly before running into the snow with his new boots, leaving prints of hope on the ground behind him. That evening, as Elias closed the shop,
He sat by the workbench, tired but at peace. He looked at the empty chair and the tools on his table and the quiet room filled with the scent of leather. He smiled and whispered his final prayer. Thank you, Lord, that today I didn't just need a pair of shoes. I mended a broken heart. That night Elias passed away, peacefully in his sleep. When the villagers found him the next day, there was a small note resting on a bench, written in his careful handwriting. My work is done, not my job, but my service. I've done what I have been put on this earth to serve. My time has come that I must go. You see, love was crafted, and Christ was the reason. This is the essence of worship. Not performance, not obligation, but love expressed through service. Elias did not serve out of duty. He served because his heart was full with love. Kom ons doen vanmôre so 'n bietjie introspeksie. As ons harte regtig vol liefde vir God, dan is daar geen roeping wat vir ons te veel is. Nothing is too much or too little. You see, love makes us, our service, more than just something we do. It becomes who we are. Serving God is something who we are. If you're not serving God because of who you are, then it's out of duty. Kom ons staan vir ons reis. Our Heavenly Father, as we close in prayer this morning, van die begin van die diens af het ek so sagte teenwoordigheid ervaar. Van die teenwoordigheid van God. Ek wil bid vanmôre dat ons liefde vir U net sal toeneem. En ons oorweldig sal word met die teenwoordigheid van God. Here, maar dat ons vanmôre opnuut ons diensbaarheid voor U vrywillig gee. Sê, Here, net waar U my daarvoor het gewin. Amen. Wat U wil hê ek moet doen, dit sal ek doen met ywer, met toewyding, met 'n integriteit, tot die beste van my vermoë. Ek vra, Here, dat ons vanmôre, wanneer ons hier uitbeweeg, sal besef, ons verhouding met God is meer as net toegang tot die hemel. Dis om die hemel op aarde te toon van ons God. Help ons om altyd die bewus te wees daarvan en gewillig in die akker te arbeid. Seën hierdie kosbare mense in die lieflike naam van Jesus.